Kom ons sit dit so, dan bid ons saam. Hemelvader, baie dankie dat ons U vanmôre kan aanbid. Dankie dat ons die voorreg het om U die skepper van hemel en aarde ons Vader te mag noem. Alles moontlik gemaak deur die verlossingswerk van Jesus Christus aan die kruis. En baie dankie vir die Heilige Gees wat tot vanmôre toe nog kragtig getuig aangaande hierdie verlosser, Jesus Christus wat verlossing kom skenk het, deur daardie offer aan die kruis te wees. Baie dankie Here dat ons die voorreg het om na U te nader, dankie dat U ons nooi, dankie dat U vir ons, Here, deur U kosbare Heilige Gees bekragtig en dat U Gees ook uitroep in ons harte, Abba Vader. Here, baie dankie vir die wyse waarop U vir ons as gemeente sorg. Ons dink aan die afgelope 2 jaar wat verby is, uitdagende jare, Here, waar ons mense gehad het wat hulle werk verloor het, ander mense wat siek geword het, Here, daar was selfs die wat ons aan die dood moes afstaan, maar as ons terugkyk, moet ons U eer en aanbid en loof en prys, want Here, U is vir ons goed, ver bo die maat. U skenk vir ons troos, Here, in tye van hartseer, en U versorg ons op tydelike gebied, Here, ook waar die nood soms druk, en ons dank en eer U as die gewer van alle goeie gawes. En Here, U het vir ons in die afgelope tyd kom leer, dat ons geen blywende tuiste op hierdie aarde het nie. Want Filippense 3:20 sê vir ons burgerskap is in die hemele, van waar ons verwag ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. En daarom eer en dank ons U dat ons as burgers van die hemel op aarde nou hier is om 'n verskil vir U en U koninkryk te maak. Here, dit help nie ons bid, laat U koninkryk kom, en ons gaan nie uit en bereik siele vir U koninkryk nie. Dit help nie ons bid, Here, dat U naam geheilig word en ons lewe nie heilige lewens nie. En daarom is die gebed van my hart dat ons sal sien, ons is maar vir 'n kort tydjie hier. Die Bybel sê ons is 'n damp wat nou verskyn en môre verdwyn. En gee vir ons tog groot genade, Here, dat ons hierdie tyd op aarde nie sal vermors met al die sinnelose, doellose dinge wat die wêreld vir ons aanbied nie, maar dat ons hart sal rig daarop om die heilige God van hemel en aarde te verheerlik deur sy seun in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Dit is so, Here, dat dit 'n prys kos om U te dien, maar dit kos 'n baie groter prys om die duiwel te dien. Want hy is 'n dief wat kom om te steel en te slag en te verwoes. Ons sien die verwoesting in ons land. Ons sien hoe huisgesinne uitmekaar spat. Ons sien die haat en die nait onder ons mense. Here, ons sien die absolute bandeloosheid wat besig is om ons land, Here, te wurg. En ons bid dat U tog genade sal gee, dat ons oë geopen sal word en dat ons vanuit die waarheid van U woord, Here, sal sien dat Jesus Christus het gekom sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan geniet. Baie dankie vir elke broeder en suster vanmôre hier, elke besoeker, elke jong mens en kind. Here, ek vra dat U vir ons baie ryklik saam sal seën. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel is op webwoord, op Facebook. Here, dankie ook vir hierdie platforms van waar ons kan die evangelie van Christus verkondig. Mag U self verheerlik word in ons midde. En Vader, mag U mense na U kosbare seun trek, die een wat gesterf het, sodat ons gered kan word. En ons bid alles in U wonderlike naam, en ons bid dit met danksegging. Amen. Ons dank die Here ook dat ons vanmôre dan die woord kan oopmaak by Openbaring, die 1ste hoofstuk. Nou, ek gaan so 'n bietjie in die volgende paar maande met U praat vanuit hierdie besondere boek. Nou, alhoewel ons die wederkomskaart hier agterop het, gaan dit nie 'n reeks wederkomsboodskappe wees nie, maar juis 'n verklaring van die boek Openbaring. Ons gaan redelik vers vir vers deur die boek werk en dan by baie plekke so 'n bietjie na hoofstukke kyk en die hoofstuk in sy geheelbeeld sien en ook in konteks van die res van die Bybel. Nou, u sal agterkom, dis nie 'n boek waaroor baie gepraat word en baie gepreek word nie. Veral onder die gereformeerde kerke is mense redelik stil oor die boek Openbaring. So af en toe sal iemand verwys na 'n vers wat miskien sê, weet dat, kyk, hy kom gou, of miskien dat, daar sal 'n dag aanbreek dat ons voor die troon die nuwe lied sal sing, U is waardig om die boek te neem. En dis omtrent hoe ver die meeste mense gaan wanneer dit kom by die boek Openbaring. Maar baie interessant, die woordjie Openbaring sê vir ons dat dit nie 'n geslote boek is nie. Dis nie 'n boek wat ons moet vermy nie, maar dit is die 66ste boek van die kanon, die laaste boek wat God vir ons gegee het, sodat ons daaruit onderrigting kan ontvang en met wysheid bekragtig kan word. Nou, ek wil vir u sê,
dat as 'n mens luister na wat almal sê oor die boek Openbaring, verstaan ek waarom kerke en waarom die wêreld met die Christene spot. Want ek wil vir u sê, daar het al baie uitlatings gekom van die kerk wat eintlik baie bizar is en eintlik pateties is in die wyse waarop ons die boek Openbaring verklaar. Baie mense maak uitlatings en hulle koppel datums aan God se koms en sê vir ons, hierdie ding beteken dit en daardie ding beteken dat, en hulle probeer alles toepas op 'n manier wat eintlik vir ons nie sin maak nie. En daarom vermy mense die boek Openbaring. Nou, ek is nie hier om vir u te sê ek het iets niets om vir u te leer nie. Ek gaan eenvoudig grammatiese stories deur die boek Openbaring werk en vir u poog om te toon wat die Here vir ons sê oor die eindtye en die gebeure wat vir ons voorlê. So ons gaan vanmôre en volgende week so 'n bietjie oorsigtelik kyk na die gedagte van die boek Openbaring, waarom gaan ons dit bestudeer, en van boodskap 3 gaan ons vers vir vers verklaring doen van hierdie baie besondere boek in die Bybel. Nou as ek vanmôre vir u moet sê, ek verstaan alles wat in die boek Openbaring staan, sal ek 'n leienaar wees, want ek verstaan nie alles nie. En daar is 'n pragtige vers in die Ou Testament, en die gemeente ken hom al van buite af, Deuteronomium 29:29. Die verborge dinge is vir die Here ons God, maar die geopenbaarde dinge vir ons en ons kinders. Ek wil vir u sê, daar is sekere dinge in die Bybel wat ons nooit sal verstaan nie. Daar is 'n tipe van 'n misterie in God en in sy openbaring aan ons. Want u sien, as ons alles van God kan verstaan en verklaar, sal hy nie meer God wees vir ons nie. Daarom is daar sekere dinge wat hy vir ons baie duidelik in sy woord opgeteken het, sekere dinge wat vir ons so bietjie vaag is, en dit wek 'n verlange in ons hart, om eendag by hom te wees, en dan, soos 1 Korintiërs 13 te sê, dan sal ons alles in 'n oomblik volkome weet. Nou, ek weet nie of u verlang na daardie dag nie, toe ek so siek was, het ek baie meer verlang na daardie dag. Wanneer ou gesond is, begin ou so amper vergeet, jy is net vir 'n tyd op aarde. Maar ons bid die Here dat hy vir ons wysheid sal gee. So kom ons lees saam uit Openbaring 1 vers 1 tot 3. Daar staan die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Nou ons gaan vanmôre net so ietsie sê oor hierdie gedagte van die tyd is naby, want hierdie is 2000 jaar terug geskryf, en as ons sê vir ons kinders, luister, jou pak slaas naby, beteken dit nie ons gaan dit vir hom gee die dag as hy 45 is nie, nê? Ons gaan dit vir hom somme binne 'n dag of 2 gee, as hy nie luister nie, of ons vakansie is naby, is dit so 2 of 3 dae, en dan pak ons en dan ry ons see toe. So baie mense kyk na hierdie verse en ons redeneer en ons sê, maar as die Here 2000 jaar terug gesê het, want die tyd is naby, het hy vergeet wat hy gesê het, en het hy vergeet om te kom. En ons gaan vanmôre net so ietsie vir u daaroor sê, en so ek sê vanmôre is net oorsigtelik, dat u net sal verstaan in watter rigting ons gaan beweeg, en soos die weke aangaan, gaan u baie meer verstaan van die boek Openbaring, want dis tog die doel van ons reeksie boodskappe oor hierdie boek. Nou die tema van vanmôre se boodskap, as ek 'n tema kan koppel aan vanmôre se boodskap, is die tyd is naby, Jesus kom weer. Die tyd is naby, Jesus kom weer. Nou, in die weke wat verby is, wat ek voorberei het vir hierdie reeks boodskappe vanuit die boek Openbaring, vriende, se mense kop besig, en jy's hierdie kant toe en daai kant toe, en die vraag wat jy altyd vir jouself vra is, hoe sal ek 'n reeks begin? Hoe sal ek begin om vir die gemeente te verduidelik, wat gaan ons hanteer en in watter rigting gaan ons beweeg, en hoe gaan ons hierdie waarheid van God se woord in hulle harte vasmaak? En toe ek daaraan gedink het en ook die Here gevra het vir wysheid, het ek besef, vriende, dat die mens, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld, 'n obsessie het met die toekoms en wat in die toekoms gaan gebeur. Luister maar na mense wat praat. Hulle gaan na fortuinvertellers. Ek het nou die dag gesien, hier op een hoek staan so ou gehavende karavaantjie met 'n tentjie en 'n ou karretjie wat skaars kan ry, en hy wil my fortuin vir my vertel. Nou, ons weet, fortuin vertel kan baie keer 'n hele ander betekenis ook hê. Dis wanneer 'n man is, miskien 'n seun, miskien 'n
argument het, of 'n skoonma, 'n skoonseun, maar die gedagte, hulle wil vir ons sê wat in die toekoms gaan gebeur. En dan stop 'n ou karretjie daar en hulle gaan na hierdie man of vrou toe wat eintlik nie eens behoorlik weet wat gister gebeur het nie, en dan wil hulle vir jou vertel wat in die toekoms gaan gebeur. Waarom maak hierdie mense geld en waarom sien ons hulle voertuie en hulle karavane staan? Want mense wil weet wat gebeur môre en oormôre. Daar is nog die van die ouer mense wat die teeblare lees. Nou luister, pas op dat jou teesakkie die breek in jou koppie en iemand dit sien nie, want dan gaan hulle vir jou lees wat met jou gaan gebeur môre en oormôre. Dit gaan seker iets met gebrokenheid te doen hê, of ek weet ook nie presies hoe hulle die teeblare lees nie. En dan lees mense hulle horoscopes. Nou dis hierdie goed van 'n bil en 'n koei en 'n bees en 'n kreef en ek weet nie wat alles nie. En goed wat mense uitgedink het om vir ons te sê dat dit miskien in die toekoms met ons gaan gebeur, en dis die pad wat vir ons voorlê. En van die gewildste programme tans op televisie is wanneer mense na mediums toe gaan. En jy sit nou daar en jy vertel vir die persoon 'n paar goed, en dan sit hulle daar en hulle mediteer, hulle lyk soos daar die Bobby Haantjie op The Lion King, en hulle sê vir jou later, luister, nee, ek sien jou kind dit, of jou oom dat, of jou tannie dat, en mense huil en hulle ween, want hierdie ou sien wat in die toekoms gebeur, en met hulle kinders gebeur het, en waar hulle familie en vriende is. En dis die probleem van ons tyd. Ons het God se geopenbaarde woord, die Bybel, en tog vermy ons dit wat God vir ons sê, en ons soek raad by mense kinders. Ons soek raad en ons soek wysheid by mense wat die asem van God in hulle neus inasem en in 'n oomblik dit kan verloor wanneer God sy hand van hulle onttrek. U sien, ons leef in 'n tyd waar mense met doellose en nuttelose oefeninge besig is om in die toekoms in te sien, terwyl God in sy woord vir ons sê dat ons met hom en met sy woord besig moet wees, en dat ons vanuit sy woord met waarheid bekragtig kan word om die toekoms met vrymoedigheid tegemoet te gaan. U sien, die Here verander nie elke nou en dan sy storie nie. Sy Bybel word nie elke nou en dan verander om vir ons iets niets by te voeg, of 'n voetnota te skryf, of te sê, o gats, ek het vergeet, julle gaan in die jaar 2021 leef, dit gaan soos dit gaan, en ek wil net vir julle sê, daar's iets niets wat ek vir julle wil sê oor die toekoms nie. God se woord is 'n profetiese woord, dis vas en dis waar, en as ons kyk na die Ou Testament en ons sien hoe God sekere dinge voorspel het, en dit presies so gebeur het, so kan ons met hoop kyk na die Bybel, en in besonder die boek Openbaring, en weet dat dieselfde God, wat vir ons in die Ou Testament beloof het, en dit gedoen het, ook die God is wat nou sê, en dit sal gebeur, soos hy dit bepaal het. U sien, vriende, die Bybel en veral die boek Openbaring is die enigste plek en boek waarin ons kan gaan om 'n betroubare blik op die toekoms te kry. Los die teeblare, los die horoscopes, los die mediums en vergeet van die karavaan wat langs die pad staan. En sy die ou se karavaan gebreek het, help hom maar om die ding aan die gang te kry dat hy weer kan aangaan. Die hele gedagte wat die Bybel vir ons leer is dat God is die een wat die verlede, die hede en die toekoms in sy hand het, en hy wat alles begin het, hy sal alles tot 'n einde bring. U kan dit glo. Dis so seker soos ons vanmôre hier sit en mekaar sien, dat die God wat alles begin het, ook alles sal eindig. Ek lees vir u 'n paar Ou Testamentiese gedagtes, en dan gaan u sien ook hoe God homself verklaar en openbaar, en hoe ons kan sien en weet, hy is die een wat in beheer is. Jesaja 44 vers 6 en 7 sê, so sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare, ek is die eerste en ek is die laaste, en buiten my is daar geen God nie. As u nou hierdie verse vergelyk met wat Openbaring sê, praat het van een en dieselfde God, want die Here Jesus is ook die begin en die einde, God drie-enig. Ons gaan bietjie later daaroor praat. Vers 7 sê, en wie roep soos ek? Laat hom dit dan te kenne gee en aan my voorlê, vandat ek die volk van die ou tyd gegrond het, en laat hulle die toekomstige dinge wat sal gebeur te kenne gee. Wat die Here hierdeur vir Israel wil sê, luister, ek hou julle as volk in my hand. Ek het julle geroep, ek hou julle in stand en ek bepaal julle toekoms. Dis vir my so hartseer dat die meeste mense vandag so vrees vir die duiwel het.
O, die duiwel doen dit en die duiwel doen dit en hy saai soveel verwoesting dat hulle vergeet dat God in beheer is van alles en dat die duiwel ook 100% in die plan van God werk om sy ewige plan in vervulling te bring. Martin Luther het gesê, even the devil is God's devil. Hy kan niks doen buite God se toelatende wil nie, en luister, alles wat gebeur op die wêreldfront is dinge wat God in plek laat val, om sy finale openbaring te toon, wanneer Jesus Christus sal kom en sal regeer, want God is die enigste een, wat die toekoms ken, en ook alles bepaal het wat sal gebeur. Jesaja 45, vers 20 tot 22. Versamel julle en kom almal nader, julle wat uit die nasies ontvlug het. Hulle weet niks wat die hout en van hulle gesnede beeld dra, en 'n God aanbid wat nie kan verlos nie. Net so ietsie daaroor, is dit nie vir u belaglik, dat iemand 'n boom gaan afkap? Van die een klomp hout maak hy vuur en hy maak sy kos gaar. En van die ander stuk maak hy vir hom 'n beeld en hy dra hom op sy rug. En hy kom met 'n nat gesweete gesig en klere by 'n plek aan en hy sit hierdie ding daar en hy buig voor hom en hy sê, jy's my God. En ons sê ons is slim. Ons sê ons is hierdie geslag wat intellektueel vooruit gaan. Nou sê ons, maar dis hierdie klomp mense in Afrika en daai plekke. Luister, ons Suid-Afrikaners en ons westerlinge buig voor ons God van sport en geld en seks. Dis wat ons doen. Ons aanbid ons gode. En ons dink God is daarmee tevrede. Luister, die Bybel sê vir ons uitdruklik, daar is 'n God in die hemel wat van ons rekenskap gaan eis en hy's besig om alles te stuur in hierdie tregter waar die koms van Jesus gaan plaasvind en die Here gaan reg en geregtigheid laat geskied. Vers 21. Verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou. Wie het dit van ouds af laat hoor? Lang tevore dit verkondig. Is dit nie ek, die Here nie? En buiten my is daar geen ander God nie. 'n regverdige en reddende God is daar buiten my nie. Wend julle tot my en laat julle red alle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. As u gaan kyk na afgodediens, dan buig hulle daar voor die stuk hout of klip of ding van goud wat hulle gemaak het en hulle vra raad vir die toekoms. En daar die ou ding staan daar. Van daai goed is lelik hoor. Weet jy of jy al gesien het nie? Jy sal nagmerries kry in die aand as jy daai ding met die 6 arms wat uitkom en die gesig met die 8 of 9 oë en dan nog 'n paar voete wat skeef kyk en nog 'n vin soos 'n vis en hulle vra hom, wat lê vir ons voor? En daar is geen antwoord nie. Hulle sit kos vir hierdie afgode voor. Hy eet nie, hy word nie versadig nie. Hoor wat sê die Bybel? Want dis net God wat lang tevore iets kan sê en dit presies kan laat gebeur soos hy dit bepaal het, want hy is die enigste ware God, die God van die Bybel. Jesaja 46 vers 9 en 10. Dink aan die dinge wat tevore was van ouds af, dat ek God is en daar is geen ander nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af verkondig die einde. En van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie. Wat sê my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen. Wie is daar wat hierdie uitlating kan maak? Behalwe die God wat alles geskaap het. Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, as jy aan die Here behoort, is jy in baie goeie geselskap. In baie goeie geselskap. Want hy gaan presies dit laat plaasvind wat hy dan ook in sy woord opgeteken het. Een pragtige voorbeeld is die koms van die Here Jesus Christus. Nou ek het nie tyd om in al die profesie in te gaan nie, en is ook nie die doel van die reeks van die boek Openbaring nie. Al wat ek vir u net kan sê om dit te illustreer is, dat die Ou Testament Christus voorspel. Hy is die een wat sal kom. Daar is hoeveel voorspellings van Christus se koms. In die Ou Testament het God in genade voorspellings laat opteken van sy seun Jesus se koms, waar en hoe dit sal gebeur, die kruisiging, die opstanding, alles is in die Ou Testament voorspel. Hoor gou, dit het dan ook presies so gebeur, sodat ons kan glo en weet, dat hy God is en alles weet, alles bepaal, en alles laat plaasvind, soos hy dit dan ook beskik en bepaal het. As u nou so 'n bietjie gaan boeke lees oor dit, dan sal jy agterkom dat God se woord betroubaar is. Hoor gou vanmôre,
Die betroubaarheid van God se woord is die betroubaarheid van God self. Daarom verstaan ek nie dat mense die Bybel verruil vir profeseë en die stem van een of ander iemand wat namens God praat en drome en allerhande goed. Hulle verruil die Bybel vir hierdie snert van ons tyd. Dis hoekom die kerk sit waar hy sit en die mense in die kerk so verward is. Ons bly by die woord, God se woord, lewendig en kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard. Vriende, as ons kyk na hierdie vervulling van Jesus se koms, hoe hy as Messias beloof is en gekom het, so het die Here ook in sy woord sekere dinge opgeteken wat nog moet gebeur. U kom agter, dinge is besig om in 'n rigting te beweeg. Stem jy saam? As u dit nou nog nie agtergekom het nie, dan wil ek vir u sê, moet u miskien bietjie nuus luister, miskien bietjie koerant lees, of met jou buurman praat. Dit sal goed wees, want u sal agterkom, alles is besig om in 'n rigting te beweeg. En ons moet onthou, hierdie goed gebeur nie toevallig nie. Daar's nie 'n ding soos toeval in God se raadsplan nie. Hy is die een wat alles beskik en bepaal en stuur. En ek wil vir u sê, soms raak ons redelik ontsteld oor hierdie goed. Waarom? Want ons hou van hierdie wêreld. Dis vir ons lekker om te geniet en te eet en te kuier en saam te lag en te gesels en vakansie te hou. En ons besef nie, ons is burgers van die hemel met een doel en taak voor oë. Dis om ons Messias te verkondig. Dat hy sal kom om 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde te kom vestig nie. Daarom in die môre as jy opstel om te gaan werk, is die doel nie om 'n salaris te verdien nie. Dis 'n bonus. Die doel is om Christus te gaan uitleef. By jou vakansieplek, om daar vir ander te vertel van hierdie verlosser wat jy ontmoet het. Om hierdie boodskap uit te dra. Jy sien, die Here het vir ons hierdie goed in die woord opgeteken wat nog moet gebeur. En in besonder in die boek Openbaring, sodat ons nie hoef te spekuleer oor waarheen alles op pad is nie. Maar in volle vertroue en sekerheid kan leef en weet dat God in beheer is. U sien, dit is nie net die boek Openbaring wat praat oor die eindtye, Jesus se koningskap en die vervulling van profeseë nie. Nee, die hele Bybel is vol daarvan. Die profete, Jesus, Petrus, ja, selfs Paulus verwys daarna. En die gedagte waarom ons van hierdie toekomstige dinge lees wat sal gebeur, word vir ons duidelik deurgegee in 1 Tessalonisense 4 vers 18, om mekaar te bemoedig met hierdie woorde. As u vanmôre nie aan die Here behoort nie, vertrou ek die Here dat hierdie boodskappe vir u baie bang sal maak. Dat u daar in u stoel sal sit en u naels tot in die lewe sal kou. En dat u daar in vrees en bewering sal roep na hierdie God van liefde wat ons vanmôre van gesing het. Dat hy deur die bloed van die lam jou kan reinig, sodat jy bemoedig kan word met die feit, dat ek Christus sal ontmoet, omdat ek aan hom behoort. Vir hulle wat nie aan hom behoort nie, lê daar hartseer, tye voor. Tye wat, soos die Bybel vir ons sê, waar mense hulle tonge sal kou van die pyn. Tye waar mense hierdie God sal hoon en sal smaad, omdat hy hierdie goed oor hulle sal toelaat. Ek wil vir die vanmôre sê, Openbaring is nie 'n geslote boek nie. Ons gaan so 'n bietjie kyk gou vinnig daarna. Die Bybel sê in Openbaring 1 vers 1, die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God, en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Nou vriende, die woordjie openbaring beteken 'n onthulling, om te openbaar, om sigbaar te maak, om te ontbloot. Nou, wie van u weet wat agter hierdie gordyne is? Meeste van u weet nie, want u was nog nie daar nie. En as ek die gordyn vir u gaan ooptrek, dan sal u sê, hoekom is dit so de mekaar agter, steek julle al die goed daar weg? Want u gaan kan sien. Dis nou toe, u kan nie sien nie, as ons die gordyne ooptrek, kan u sien. Die boek Openbaring is waar God die gordyn van die toekoms kom ooptrek. En die Here sê vir ons, ek wil julle nie onkundig laat oor die toekoms en oor my koms nie. Daarom trek die Here hierdie gordyn oop, en die Here kom leer ons sekere baie besondere dinge rakende die toekoms. Uit die staanspoor is dit duidelik dat die Here deur sy Gees aan ons iets wil openbaar. Die Bybel sê vir ons in 2 Timoteus 3:16, die hele skrif is deur God ingegee
en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Dit sluit die boek Openbaring in. Die hele skrif is deur God ingegee. Glo jy dit? Ek vertrou jy glo dit, en ek vertrou dat jy 'n beter verstaan van die boek sal verkry in hierdie tyd, waar ons met hierdie boek besig sal wees en vir u hierdie waarhede dan kom verklaar. Nou vriende, ek gaan vanmôre 3 punte hanteer. Die 3 punte waarna ons gaan kyk. Die rede vir die geweldige misverstaan en onnodige debatte rondom die boek Openbaring, die 7 hoofmomente, en u moet onthou, daar gaan nou nie 7 punte wees dat ek elkeen gaan verklaar nie. Ek gaan net kortliks vir u verduidelik, dat u kan sien in watter rigting ons gaan beweeg, en dan bietjie die doel waarom die boek geskryf is. Die skrywer, wie het hom geskrywe, en die doel. So kom ons val gou weg. As ons kyk na die boek Openbaring, vriende, dan is dit 'n boek wat baie debatte uitlok, en baie misverstande teweeg bring. Daar is baie predikante, baie kerke wat in oorlog teenoor mekaar is oor die boek Openbaring. Hierdie een sê dit en daardie een sê dat, en die vraag is, waarom is dit so? Moet die kerk van die Here Jesus dan nie die boek Openbaring en die res van die Bybel redelik dieselfde verstaan nie? En moet ons bietjie kyk na waarom daar soveel misverstande en onnodige debatte oor die boek Openbaring is. En vriende, ek dink eenvoudig, die rede waarom daar soveel misverstande en soveel debatte rondom hierdie boek is, en mense wat die boek eintlik verwerp, en glad nie meer wil lees of daaruit wil preek nie, is omdat die verkeerde metode van skrifverklaring gebruik word. En u moet tog nou nie daar in u bank sit, en dink of hier oor Facebook of oor webwoord dink, hy dink nou weer, hy het nou weer die wysheid in pag. Hy het nou die regte skrifverklaringsmetode iewers te ontdek nie. Glad nie. U sien vriende, die probleem wanneer dit kom by die verklaring van die boek Openbaring is dat die meeste kerke en die meeste predikante hierdie verklaringsmetode wat ons gebruik om Genesis tot en met die laaste boek of die voorlaaste boek 1 Johannes te verklaar, dat hulle dit in die wind slaan en dan by die boek Openbaring met 'n totaal ander verklaringsmetode kom. Omdat hulle nie die simbole en die begrippe verstaan wat God vir ons wil deurgee nie. U sien, die boek Openbaring is nie 'n raaisel nie, dis 'n openbaring. En die algemene skrifverklaringsmetode regdeur die eeue vir die kerk van die Here Jesus is die grammaties-historiese verklaringsmetode. Wat beteken dit? Met ander woorde, ons verklaar skrif met skrif in konteks. Ons neem die historiese gebeure in ag. Ons kyk na die letterlike verklaring van die Bybel en ons probeer nie iets inlees in die Bybel wat daar nie is nie. En dis die probleem by die verklaring van die boek Openbaring. Sekere simbole wat nie verstaan word, die koppel ons somme enige geestelike betekenis aan en A sê so en B sê so en C sê so en ons vind die verwarring in die kerk van Jesus oor die verklaring van hierdie boek. Nou daar is 4 verklaringsmetodes wat in die wêreld nou gebruik word. 1 is korrek en 3 is nie reg nie. Die een is die preteristiese benadering. Dan kry ons die historiese benadering. Dan kry ons die idealistiese benadering en dan ook die futuristiese benaderingsmetode. Nou kom ek gaan vir u vinnig sê wat dit beteken. Die preteristiese benadering of metode, hierdie verklaringsmetode sê dat Openbaring geskryf is net aan die kinders van God in die tyd van Johannes. Met ander woorde, ek het basies geen belang by die boek nie en is glad nie van toepassing op ons nie. Hierdie boek, sê hulle, is dan as 'n bemoediging gegee dat hulle God se oordeele sal vryspring. Nou vriende, hierdie verklaringsmetode kan ons nie meer saamstem nie, want u sien die probleem met hierdie metode is dat die Bybelse profeseë verseker nie net op die eerste eeuse Christene van toepassing was nie, maar ook verder in die toekoms strek. Daarom kan ons hierdie verklaringsmetode nie op die res van die Bybel en ook nie op die boek Openbaring van toepassing maak nie. Die historiese benaderingsmetode, of ook genoem anti-Giliasme, teen Giliasme, anti beteken teen. Nou hierdie metode ten doel om die gebeure in Openbaring toe te pas op gebeure van die verlede. Dinge soos beskryf in Openbaring van oorloë, vervolginge en dies meer, maak hierdie mense van toepassing op gebeure wat al reeds verby is. Ek wil net vir iets noem, ons gaan nou 'n bietjie meer stilstaan daarby. Dis die verklaringsmetode wat die meeste gereformeerde kerke vandag gebruik, anti-Giliasme.
Maar ek wil vir u net sê, ons gaan nou daarna kyk, dit was nie altyd so gewees nie. In 1962 het daar 'n klemverskywing gekom, in besonder in die gereformeerde kerke, en die grootste van almal, die NG Kerk, waar hulle hierdie verklaringsmetode geskuif het, van Giliasme na anti-Giliasme, en daarom preek die meeste gereformeerde kerke nie oor die boek Openbaring nie. Want dit verwar hulle self, omdat hulle die verkeerde verklaringsmetode gebruik. Daar is ook jaargetalle soos die 1000-jarige vrederyk en dies meer, wat as simboliese getalle gesien word, wat nie letterlik opgeneem moet word of verstaan kan word nie. So ons kan hierdie historiese benaderingsmetode of ook anti-Giliasme nie gebruik om die boek Openbaring of die res van die Bybel te verklaar nie. Dan is daar ook die idealistiese benaderingsmetode. Nou ook genoem die allegoriese metode. Nou die juffrouens wat hier is, kan nou vir ons verduidelik wat dit beteken, maar die gedagte, en ek gaan nou vir u probeer dit prakties verklaar. Die metode ten doel om die boek te verduidelik binne die konteks van die nimmer eindigende stryd tussen goed en kwaad, wat nooit ten einde loop nie. Die teks word nie gelees en verklaar soos dit daar staan nie, daar word aanhoudend na dieper menings gesoek, wat ten gevolg het, dat die skrif nie self aan die woord kan kom nie. Nou vriende, ek kan vir een praktiese voorbeeld noem, wat predikante somtyds doen, en selfs in ons eie kerk het ek het al gehoor. Hulle kom by Dawid, wat vir Goliat verslaan het. En hoeveel klippies het hy gebruik? 5. En dan sal die predikant sê, die een klippie se naam is geloof, en die ander klippie se naam is hoop, en die ander klippie se naam is, ek weet nie wat nie. Nee, die klippies het nie name gehad nie. Dit was 5 gladde klippies, wat uit die spruit gehaal is, en een is ingesit, en die Here daar die klip gebruik, om hierdie man Goliat te verslaan. Die oomblik wanneer ons in die skrif goed inlees, wat dan nie staan nie, is ons besig om te allegoriseer, en ons gaan die skrif totaal uit verband trek, en as dit baie van die sektekerke vandag doen. Ons as kerk moet waak om dit te doen. Want hoeveel boodskap het ek al gehoor, vanuit hierdie kerk, waar mense allegoriseer, en hulle verwar mense oor die skrifverklaring, en daarom kyk die wêreld baie keer na ons, en hulle sê, maar ons lees van 5 klippies. Waar kry julle hoop, geloof, liefde, barmhartigheid en vrede? Ok, 1 klip was nie vrede nie, want Goliat is dood. Maar kom ons los dit daar. So hierdie metode gebruik ons ook nie. Die allegoriese metode, ons gebruik hom nie. So wat gebruik ons? As ons die boek Openbaring verklaar, as ook die res van die Bybel, dan sien ons in die Ou Testament het die Here die verlosser voorspel, en dit het in vervulling gekom soos ons die Nuwe Testament lees, en dieselfde met die boek Openbaring. Behalwe vir die eerste 3 hoofstukke, dui die res van die boek op gebeure wat nog moet plaasvind aan die einde van die dag. Die boek word nie allegories verklaar nie, maar grammaties histories of grammaties letterlik, soos dit daar staan. Ons glo aan 'n letterlike 1000-jarige vrederyk, die hemel en die hel, asook die sigbare koms van Jesus nadat hy sy kinders van die aarde weggeneem het. En net om vir u so 'n bietjie rus in die hart te gee, dat ons nie nou, verskoon die Afrikaans, weird is nie. Ons kerk is nou nie van daai kerke wat iewerste daar van Mars afgeval het en hier beland het en nou klomp weird goed vir mense wil leer nie. Kom ek gaan gou vir u net baie mooi verduidelik, dat die sleutel is die futuristiese benadering, of ook genoem Giliasme. En jy sal sien in die weke wat volg, dis hoe ons die skrif moet verklaar, van Genesis tot Openbaring, en baie interessant. Die gereformeerde kerk, en in besonder die NG Kerk, wat die grootste kerk in Suid-Afrika is, het al die jare hierdie verklaringsmetode gebruik, en presies dieselfde geglo as wat ons glo oor die boek Openbaring. En ek kan vir my nou sê, maar waar kom jy daaraan? Hou jou stoel vas, ek gaan vir jou wys. Nou professor Johan Malan skryf as volg. Hy sê, Giliasme was vir baie lank die oorheersende skrifbeskouing in die protestantse wêreld, totdat dit deur liberale en vrysinnige teologiese verklarings vervang is. Wyle oom Timo Kriel, wat baie boeke vir Christelike uitgewersmaatskappy, die koemboeke wat ons vandag ken, in Afrikaans vertaal het, bevestig die feit, dat die stigters van die kweekskool op Stellenbosch, een van die liberale kweekskole vandag, ek dink die professore wat daai plek begin het, sal in hulle graf omdraai,
as hulle die boosheid hoor wat vandag daar aangaan, maar dit vir 'n ander dag. Die stigters van die kweekskool op Stellenbosch was almal Gileaste. Oom Timo Kriel het die volgende geskrywe: Ek was baie goed bevriend met die stigters van die kweekskool op Stellenbosch, professore Hofmeyer, Maree, De Vos, Miller en Dominee Neetling. Hulle was almal Gileaste. Trouwens, daar was geen ander standpunt bekend nie. Anti-Gileasme het baie later uit Holland hier aangekom en die oorsaak geword dat 'n menigte wagters op Sionsmure die waarhede op hulle boonste rakke weggepak het en 'n dodelike sweye daaroor bewaar. Vriende, ek vra u, waarom preek die kerke nie hieroor nie? Waarom is die gereformeerde kerke stil hieroor? Kom ons kyk. U sien, God gaan van ons eis, omdat ons nie die volle raad van God verkondig het nie. Nou skryf hy verder, hy sê 'n geesgenoot en produk van bogenoemde teoloog Dr. D.R. Snyman, wat 'n NG predikant in Stellenbosch was 'n baie bekende Gileastiese skrywer, wat verskeie artikels in 'n tydskrif Kyk hy kom gepubliseer het. Op aandrang van die publiek is hierdie artikels later in 'n boek saamgevat en deur Koem uitgegee onder die titel Die komende Christus en die komende krisis. Nou, ek het een van hierdie boeke. Die res sal u in die argief van die NG Kerk kry. Nou, hierdie boek is geskryf, maar ek het alweer nie my bril op nie. Maar 1939 het hierdie boek uitgekom, vriende, en dit sê presies dieselfde wat ons kerk glo, soos op hierdie kaart aangebring en 'n verklaring van die boek Openbaring. U sien, dis nie ons wat verander het nie. Dis nie ons wat 'n nuwe boodskap omhels het nie. Dis nie ons wat met 'n vreemde leer besig geraak het nie, maar die wagters op Sionsmure pas aan by die samelewing. Ons wil nie meer vir die mense sê, daar is 'n God wat sy seun sal stuur, om na hierdie aarde te kom, om reg en geregtigheid te laat geskied, en dan die lewende die dode te oordeel nie. Hy skryf verder, hierin word die tekens van die tye, die herstel van Israel, die wegraping, die verskyning van die antichrist en die 1000-jarige vrederyk beskryf. In die voorwoord van sy boek skryf Dr. Snyman. Hy sê ons dink met dankbaarheid terug aan die ondersoek van die profeseë deur manne soos Wyle professor N.J. Hofmeyer, G.W.A. van der Linging, Dominee S.J. de Tooy, professor C.F.J. Miller en dan ook J.I. Maree. Laasgenoemde het hom in sy latere jare in besonder toegelê op die bestudering van die profeseë. Hy was van plan om 'n uitleg van die boek Openbaring te publiseer. Sy skielike dood het die verskyning van die boek verhinder. Hy sê ongelukkig is navorsing van die aard deur die anti-Gileastiese siening wat veral uit die Vrye Universiteit in Holland hierin oorgedra is onder druk. Die teologie in Europa is sterk deur die Jode haat van die Tweede Wêreldoorlog beïnvloed. Dit het daartoe gelei dat Israel se profetiese toekoms as volk ontken is en die kerk in die plek van Israel as Israel van die Nuwe Testament gesien is. Wil u weet waarom Suid-Afrika die Jode so haat? Dis omdat ons nie meer besig is met Bybelse profeseë nie. Luister, God het sy volk nie verwerp nie. Hy het 'n ewige verbond met Abraham, Isak en Jakob gesluit. Die troon van Dawid sal beset word deur Jesus Christus self. En daarom kan ons nie hierdie volk maar net laat verdwyn uit die Bybel en hulle vervang met die Nuwe Testamentiese gelowiges nie. Nog net so een gedagtetjie. In ooreenstemming hiermee is ander profeseë, byvoorbeeld die oor die 1000-jarige vrederyk, ook vergeestelik en van hulle letterlike betekenis beroof. Die meeste gereformeerde kerke glo ons lewe nou in die 1000-jarige vrederyk. Ek hoop nou nie, u gaan na ons pastorie toe nie. Dit lyk soos Alcatraz. Ek wil vir u sê, dit is beams buitekant en hoë mure en dit is elektriese drade. En ons probeer nie die duiwel uithou nie. Ons probeer mense uithou. Wat aan die duiwel behoort, wat my goed wil kom vat. Want ons lewe nie in die 1000-jarige vrederyk nie. Die meeste gereformeerde kerke glo die duiwel is tans gebind. Hulle reken by die kruisiging het Jesus die duiwel gebind. Nou ek weet nie wie los is op die oomblikke nie. Maar die Bybel sê vir my die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek wie hy kan verslind
hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof. So, dis hoekom ek nie met hierdie verklaringsmetode kan saamstem nie. Hoor waar die draai gekom. Later in die 20ste eeu is sowel die chiliastiese as anti-chiliastiese standpunte aan studente by die gereformeerde universiteite voorgehou en het laasgenoemde mettertyd die oorhand gekry. Op die algemene synodesitting van 1962, net nou die dag, is finale uitsluiting oor hierdie saak gegee toe 'n verslag van Johan Heinz aanvaar en anti-chiliasme die amptelike standpunt van die NG Kerk geword het. Sedertdien is 'n hele nuwe geslag NG Kerk predikante in die anti-chiliastiese of vergeeslikingsteologie opgelei. Nou, vriende, ek wil nie veel sê oor die NG Kerk nie. Ek dink hulle het van die beste leerstellings op papier. Hoor wat ek hier sê? Die Nederlandse geloofsbelijdenis, Heidelbergse katekismus, Dordtse leerreëls, van die beste teologiese verklarings van God, sy woord Christus, wat jy kan kry, hulle leer dit net nie meer nie. Waarom? Want is 'n kerk wat moet kompromie, ingesluk is deur 'n wêreldse sisteem, om mense te akkommodeer, en hulle vrees nie die God aan wie die kerk behoort nie. Daarom wil ek u vanmôre sê, die tyd het aangebreek dat ons moet hoor wat sê die Here. Alle kerke dien nie dieselfde Here nie. Hoor wat ek u sê. Ek dink baie van ons gereformeerde kerke is besig met 'n vreemde God. 'n God wat alle sonde akkommodeer, elke boosheid akkommodeer. En soos een van hulle professore nou die dag gesê het, as Christus en Boeddha by mekaar sou uitkom, sou hulle daarom 'n geweldige lekker gesprek en samesyn geniet het. Dis waarna jy verval, as jy die waarheid van God se woord ignoreer. Die 7 hoofmomente, en nou moet ek vinnig maak. Die 7 hoofmomente, vriende, in die boek Openbaring. Die verheerlikte Christus, Openbaring 1, u sal sien hoe Christus die prominente figuur in die boek Openbaring is. Dis waarby ons gaan stilstaan, Jesus Christus. Is jy nog opgewonde oor Jesus Christus? Of dink jy, hy is die een wat jou kom red het, en nou kan jy jou lewe leef soos jy wil? As hy jou red, word hy jou verlosser, hy word jou hemelse bruidegom, jy sy bruid, en jy moet jou voorberei om hom te ontmoet. Ek vra jou vanmôre, ken jy hier die Here Jesus Christus? Ons sien dan ook die kerk op aarde. Nou, ek wil miskien maar vir u wys, hierso word dit voorgestel, die kerk op aarde, die kerkdispensasie, ons praat van die genade dispensasie, voorgestel in die 7 gemeentes. Ons vind dit Openbaring 2 en 3. Dan die kerk in die hemel, u sal sien, ons sal praat oor hierdie gebeurtenis wat sal plaasvind. Die kerk in die hemel en dan die regterstoel, oordeel wat sal plaasvind. Die groot verdrukking soos verduidelik hier op die bord. Daar gaan ons kyk na die 7 skale, die 7 pla, die 7 bassyne, die geweldige oordeel wat oor hierdie wêreld kom, wat Jesus Christus verwerp het. Die wederkoms van Christus waar hy self sal kom, hier op die Olyfberg, miskien moet ek afbuk, dan sal u kan sien, maar Openbaring 19 vertel vir ons daarvan, dan die 1000-jarige vrederyk, daar word dit voorgestel op die kaart, Openbaring 20 en dan die nuwe hemel en die nuwe aarde wat dan ook deur die Here self vir ons dan geskep sal word. So dit is die 7 hoofmomente en ons gaan bietjie klem lê op dit soos ons deur die boek Openbaring gaan. En dan die laaste gedagte vanmôre, die skrywer van die boek en die doel waarom dit geskrywe is. Die Bybel kondig vir ons aan dat Johannes, die apostel van die Here Jesus, hierdie boek geskryf het. Waar is Johannes op hierdie oomblik? Op die eiland Patmos. Het hy vakansie gaan hou by die see? Het hy homself so 'n bietjie afgeboek vir 'n paar dae en gesê, nee, hy was 'n banneling omdat hy gestaan het vir die waarheid van God se woord. U sien, verdrukking en vervolging is deel van die kerk van die Here Jesus deur die eeue. En die Bybel sê dat Johannes dan ook ons broeder is en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, en hy was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Hierdie man as banneling op die eiland Patmos het vir sy geloof gelei. Dit was nie 'n vakansieoord waartoe hy gegaan het nie. En hy het nie 'n sonsteek opgedoen en hierdie goed toe uitgedink nie. Die Bybel sê baie duidelik dat die Here Jesus Christus, deur die wil van God, hierdie waarheid aan hom kom openbaar het.
Hy was so 90 jaar oud toe hy hierdie boek geskryf het. Die boek is so 95 na Christus geskryf, en dis die laaste boek in die kanon. Die vraag is, wat is die doel van die skryf van die boek Openbaring? Nou sê gou vir my, ek gaan nou vir u 'n vraag vra terwyl ek 'n sluk water vat, want ek praat nou alweer te veel vanmôre. Sê vir my, watter boeke het Johannes geskrywe? OK, die evangelie van Johannes, hy het 1, 2 en 3 Johannes geskryf, en dan die boek Openbaring. Nou baie interessant, vriende, as ons kyk na hierdie boeke wat hy geskryf het, dan sien ons met elke boek wat hy geskryf het, kondig hy op een of ander tydstip die doel van die geskrif aan. Die rede waarom hy dit geskryf het. Die hele skrif is deur God ingegee. Ons weet die Here het sy disippels, het die skrywers dan oorskadu. Die Here het op 'n wonderlike manier ook hulle talente en hulle persoonlikhede gebruik om sy goddelike woord neer te pen. Maar kom ons kyk gou na die doel van die skryf van hierdie boeke. Die evangelie van Johannes se doel. Waarom is die evangelie van Johannes geskryf? Johannes 20 vers 30. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie, maar hierdie boek, Johannes, die evangelie van Johannes, is beskrywe, dat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo, die lewe kan hê in sy naam. Luister, hierdie geloof waarvan Johannes praat, is 'n aktiewe geloof. Die Bybel sê die duiwels glo ook, en hulle sidder. So hierdie geloof waarvan Johannes praat, lees die boek Johannes, lees die evangelie van Johannes, sien die volmaakte Here Jesus Christus, wat later aan die kruis gesterf het, en glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word. Dis die doel waarom hierdie boek geskryf is. Die 3 sendbriewe, 1, 2 en 3 Johannes, die doel word aangekondig in 1 Johannes 5 vers 13. Dit ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Met ander woorde, sekerheid van saligheid. Ons kan nie heeldag duim vashou en sê ek hoop ek gaan hemel toe. Ek glo nie ek gaan nie. Ek gaan nie. Baie kinders van die Here leef so, stem jy saam? Baie kinders van die Here wonder of hulle ooit die hemel sal sien. 1 Johannes is geskryf met die doel dat ons kan weet dat ons aan die Here Jesus behoort. En ek wil vir u sê, ek het hierdie tyd waar ek siek was, 'n besondere boek deurgewerk, en as u hom wil aankoop, is u baie welkom. Dis 'n boek van Donald Whitney wat sê, How can I be sure that I'm a Christian? Hy verklaar hierdie boek 1 Johannes, en hy haal 10 gedagtes daaruit, hoe jy kan toets of jy werklik aan die Here behoort, en u sal elke vers in die boek 1 Johannes sien, wat dit vir jou verklaar en verduidelik. So die doel van 1, 2 en 3 Johannes, dat ons kan weet ons behoort aan die Here. Die woordjie weet kom meer in hierdie sendbriewe voor, as in enige ander boek in die Bybel. Die boek Openbaring, waarom is die boek Openbaring geskryf? Vriende, as ons die ander briewe van Johannes en die boeke van die Bybel dan lees, dan sien ons dat Openbaring verseker ook 'n doel het. Ek lees vir u 2 verse, Openbaring 16 vers 15, wat die Bybel sê, kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Openbaring 22 vers 12, en kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Nou dink u weer daar waar u sit, en u dink, die Here het gesê, kom gou, en 2000 jaar is verby. Nou wanneer is gou in die raadsplan van die Here en op hierdie tydskedule van die Here? En ek wil vir u vanmôre net bemoedig en nie huis toe stuur met hierdie kosbare waarheid. Ons moenie onsself mislei deur te dink dat na 2000 jaar van stilte, dat alles maar net 'n mite of 'n storie is nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik in 2 Petrus 3 vers 8, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig. Ek sê nou die dag vir iemand wat sê, ja, kom die Here nie al lank toe gekom nie, toe sê ek, as die Here jare teruggekom het, was ek nie deel van sy bruid nie. Dan was ek nog ongereed op pad hel toe.
Dank God vir sy lankmoedigheid. Die feit dat jy vanmôre hier sit, is omdat God sy lankmoedigheid aan jou wil openbaar. Nou sê die Bybel, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Vers 10 gee vir ons feite. Maar die dag van die Here sal kom, soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en Godvrug nie? Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Daar's een van twee dinge wat jy gaan doen. Jy gaan of jou ore uitleen vir die klomp sogenaamde slim teoloë van ons tyd, die spotters van ons tyd, die wat vir jou sê, wys vir my Christus, dat hy afkom, dat ons hom kan sien. Die fariseërs het presies dieselfde gedoen. Hulle vra tekens en wonders, terwyl tekens hoeveel keer gedoen is, in hulle teenwoordigheid, deur die Here Jesus Christus self. Nog steeds het hulle nie geglo nie. So jy gaan of na hulle luister, wat in rebellie teenoor God opstaan, of die alternatief. Jy gaan jou verdiep in die woord, en jy gaan sê, kom haastig Here Jesus, kom haastig. Een van die twee. Daarom vra ek jou vanmôre, as jy gaan kyk na hierdie gedagte van die wederkoms van die Here, is jy miskien bang vir die boek Openbaring, of miskien mislei, omdat jy die verkeerde verklaringsmetode aanvaar het, of miskien met 'n ander bril kyk na die boek Openbaring, as wat jy na die res van die Bybel kyk, dan is dit nodig dat jy vanmôre sal vra, Here, leer my, om binne die konteks van God se woord, te sien wat sê die Here ook oor die boek Openbaring. Die 7 hoofmomente gaan vir ons lei na 'n beter verstaan van die boek Openbaring en dan ook die finale oordeel en die wederkoms van die Here. En hierdie skrywer het met 'n doel geskrywe, sodat ons dan ook kan weet die Here sal kom. Verseker sal hy kom. Die dag en die uur weet ons nie, maar maak jou klaar om God te ontmoet. Vriende, soos die weke aangaan en die boek al meer ontvou, sal die telkens voor die allerbelangrikste vraag te staan kom, en dit is nie of u glo wat ek sê nie, maar of u die sentrale figuur in hierdie boek ken, Jesus Christus. En as jy vanmôre sê jy ken hom, vra ek vir jou, ken hy jou? Wat is die verskil? Daar's baie wat sê ek ken die Here, maar hulle leef nog vir hulle self, hulle leef soos hulle wil, hulle dien die wêreld en die sonde van die wêreld. As jy nog so leef en jy sê jy ken die Here, dan ken hy jou nie. Want as jy sê jy ken die Here en hy ken jou, dan is daar 'n kosbare vernuwing, 'n verandering, waar jou siel uitroep, te wees soos Jesus. Ek verlang te wees soos hy. U sien, Jesus is nou nog die redder, wat u nooi om vrede met hom te sluit. Maar hy is ook die regter wat in die boek Openbaring na vore kom, wat elkeen sal oordeel, wat nie gehoor gegee het aan sy woord en uitnodiging nie. So dis die inleiding van die boek Openbaring. Vertrou dat die Here vir ons wysheid sal gee, mag die Here ons genade sal gee. Die grootste vraag wat ek wil vra is, ken jy Christus en ken hy jou? Kom ons bid saam. Here, ons het baie gesê in 'n kort tydjie, en die gemeente het baie om te verwerk, en is die gebed van my hart dat u deur u Gees vir hulle wysheid sal gee, insig sal gee om vanmiddag so 'n bietjie meer te dink daaroor en in die weke wat kom, en mag u vir ons deur u Gees wysheid en insig gee om die boek te verklaar op 'n God verheerlikende wyse, sodat ons nie mense verwar nie, maar juis mense lei na waters waar rus is, soos die boek Openbaring dan ook vir ons ten doel het. Here, baie dankie dat ons alreeds in die eerste 3 verse sien dat u vir ons sê u gaan kom. Dis so seker soos ons vanmôre hier by mekaar is, dat u gaan kom om u kudde te kom haal. En daarom vra ek, Here, dat ons wagtend, wakend en gereed sal wees. Die wêreld sluk duisende in. Ons sien al hoe meer mense wat op 'n stadium bely het, hulle is lief vir die Here, wat nou sy waarheid bevraagteken en hom verag. Ons pleit, Here, dat u vir ons as u kinders, deur u Gees, Here, sal in stand hou, en dat u in ons sal werk,
om te wil, sowel as om te werk na u welbehae. Here, ons weet, dit kom nie van self nie, ons het nodig om ons in te grawe in die woord. Daarom sê daar die ou pragtige sonnaskoolliedjie, lees jou Bybel, bid elke dag, en jy sal groei, groei, groei. Mag ons 'n gemeente wees wat lief is vir die woord, en mag ons swaar steen op die insig van die Heilige Gees, om te verstaan wat ons lees, sodat U in alles geëer kan word. Ons bid dit met danksegginge. Amen.